invest your seed of trust in mountains that you cannot move. And then we tend to risk our life on things we cannot prove. Amen. But to give. Goeiemôre. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. As jy bly met die Here. Hallelujah. As jy bly om 'n kind van die Here te wees. Amen. Hallelujah. As die Here vir jou goed. Yes, Lord. Prys sy naam, prys sy naam, prys sy naam, prys sy naam, prys sy naam. Hallelujah. Nou ja, ons is nou vanmôre regtig 'n ding en uitgedun en skraal vanmôre. Daar is nou 'n groot lys van verskonings vanmôre, maar ek is bly hier te gekom en ek dink die Here in sy alwysheid het hierdie verstaan. Hy het dit geweet. Hy het geweet dat veral in die tyd waar ons is dit hoe dit gaan lyk. En daarom sê hy vir ons, waar net 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy. Prys die Here. Want ek wil op geen ander plek wees waar die Here leef. Waar die Here is, dit sal ek wil wees, waar hy is in sy lewe en oorvloed. Ek sê dit altyd, niks maak soveel sin soos die teenwoordigheid van Christus. Ek wil so ver gaan as om te sê dat en die skrif is baie duidelik. In een van die evangelies sê dit dat as alles opgeskryf moes wees wat Christus gedoen het, is daar nie genoeg plek op hierdie aarde om die boeke te bevat. So ons het maar 'n fraksie van 'n fraksie gekry om ons net 'n idee te gee van wie Christus was en wat hy kon doen en wat hy gekom het om te doen. En as dit gegaan het oor die wonderwerke, dan was dit, maar vanmôre gaan dit nie oor die wonderwerke nie, want die grootste wonderwerk is die feit dat hy my siel gered het. Halleluja. En dat sy gees in my woon. Daarom sê die engel, en hulle sal hom Immanuel noem, God met ons. Amen. As kind van die Here, as wedergebore kind van die Here, was ek en jy nog nooit so naby aan ons skepers as ooit nie. Ek dink die enigste persone buiten Christus natuurlik wat hulle voet op hierdie aarde gesit het, wat die voorreg het wat ek en jy vandag het, was Adam en Eva, wat in die aandwind saam met God gestap het, en Moses. Want die skrif sê, niemand het nog ooit met 'n mens, God het nog nooit met 'n mens gepraat soos wat hy met Moses het. Dan dit is die enige, en ek en jy vandag deur die Gees het daar dieselfde voorreg. En nou is dit die waarheid vanmôre, want daar's mos nog altyd 2 kante aan 'n muntstuk, net aan die Rita, daar's altyd. Want ek en jy, ons kan nie hierdie verander nie. En ons kan dit nie tot 'n leuen maak nie. Want as die woord sê, Immanuel, God met ons, en in Korintiërs sê, maar weet julle nie, dat jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees nie, dis waar hy woon, dat ek en jy die voorreg het as kind van die Here, om so naby aan God te wees, as wat Adam en Eva was, en as dit dan nie die realiteit is nie, is die ander kant van hierdie koin, maar waar lê die probleem? Beslis nie by God nie, want daar is by hom geen skade nie of verandering nie. Ja, die probleem lê by my en jou. Yes. Dit is so. As ek en jy hom nie op
besig om my baie fantastiese inleiding vir my boodskap te hê. Prys die Here daarvoor. Ek is so lief vir die Heilige Gees, so dankbaar, want ek wil vir jou sê, ek op 'n Saterdag sukkel om te slaap en ek betwyfel my en ek trek als in twyfel en ek wonder en sê Here moet ek, en dan kom ek op 'n Sondagmôre hier en ek voel ek my voete hier gesit het, dan ek al 20.000 verskoning, dan dink ek Here hoekom, maar as die Gees hoor van ek verstaan dit alles. Ek en jy, God het aan ons as sy kinders die vermoë gegee om hom te ervaar soos Adam en Eva. En as dit nie vanmôre so is nie, dan hoop ek vanmôre, as ek hier klaar is, dan gaan jy dit kan ervaar. Want die probleem lê hier. Geen ander plek. Prys die Here. En daar is 'n magnum verskonings. En die Afnesaar, dan die Marike en dan die Alet. En dan my vrou en my kleindogter, hulle is nie hier nie, want hulle is nou by lekkernis. Hulle het 'n dames naweek daar aan die gang. Wat Suster Rina gereël vir haar verjaarsdag, so daar's net op die dames daar. Sy is nou daar, Suster Magda is ook daar. Suster Karla is daar, en omdat sy daar is, moet jy Karla nie vanmôre hier. Want iemand moet die plaas oppas. So hy moet nou die plaas oppas, so hy is nou nie hier nie. Dan het hom Giel aan die Hester verskoning gemaak vroeër die week. Broer André sit in die Kaap, hy gaan kuier. Lekker vir hom. En dan het Suster Dina en Broer Tjaak en Suster Martie ook vanoggend verskoning gemaak, en dan Laurens en Zia het getrek, so hulle is nou nie meer met ons nie, maar die Here dan ook met hulle gaan, en hulle seën daar waar hulle is, en mag hy sy guns oor hulle hê. Dan, ja, in die aard van die saak het ek 'n verjaarsdag genoem, die 5de, dis oormôre, Dinsdag. Dinsdag is dit dan ons Suster Rina se verjaarsdag. Sy word nou 50. En sy dalk nie dis. Sorry, Susie. Gelukkig het sy 'n goeie sin vir hom, of is ek van altyd. Prys die Here. Maar hulle het, toe ek tent opstaan, daar Vrydag, en hulle praat hier oor, toe sê hulle, ja, maar kyk, jy begin van vooraf. Lyk my as jy 50 staan, dan begin jy van vooraf. Hier's nou 'n paar van julle wat nog in die hoërskool is, né? Ek is nog in die laerskool. Want toe hulle dit sê, toe nog in die hemel, ons is terug in die skool. Ja, ek sê laerskool, ja, hier's nou 'n paar van julle wat alweer klaar is met die skool. So, Stop. Ek sê niks vir hom, Eddie. Ek het niks gesê nie. Ek praat. Onder my nog hy gees, ek praat met hom. Prys die Here. Halleluja. So, Suster Rina vir jou Dinsdag, en dan Woensdag is dit dan om Giel aan die Hester se huweliksherdenking. Prys die Here. Nou, uit die aand, omdat daar so baie mense nie hier is vanmôre nie, het ek goed gedink om nie nagmaal te doen vandag nie. Dit sou nou normaalweg ons nagmaal wees, ons gaan volgende Sondag nagmaal hê. Prys die Here. So, ek hoop julle vergeet my. En dan gaan uit die aard van die saak nie vanaand aandiens wees nie. Dis nou ek hou nie daarvan nie, maar dit is nou maar so. Daar so van die mense wat nie hier is, wat gewoonlik op aandiens hier is, en ek het geen idee wanneer lekker is en lekker werk gaan verander. Want ek moet lekker rus toe gaan om te gaan lekker werk, want ek moet tent weer gaan opslaan. So ek weet nie wanneer dit gaan plaasvind nie, maar dit is iewers te vanmiddag. So prys die Here daarvoor. Maar ek het iets geleer vandag, of hierdie naweek. Jy kry stilte en dan kry jy stilte. En ek hou van stilte. Maar soms raak stil dan baie stil. Jy sien, wanneer net ek en my vrou is, dan is dit stil. Maar dit is nie stil nie. Wanneer dit net ek is, dan is dit stil, maar dit is baie stil. Weet jy mis daai klein geluidjies, so
Ek moet sê, ek het alleen gevoel hierdie naweek. Alhoewel, die kleintjies nou gister daar by my was, my kleinkinders, my dogter en haar man was by 'n troue, het hulle die 2 kleintjies by my kom aflaai. En hulle het so 'n bietjie die stilte gebreek, hulle sê, dis geraas. Lekker geraas, dis lekker geraas, maar dis geraas. So, ek het hierdie naam geleer, die kristal en die kristal. En ek het nogal gedink ek kan stil doen, maar ek kan dit nie reg doen. Ek het my vrou se ek was verward hierdie naweek, né? Ek het geweet of ek iets reg of verkeerd doen nie. Maar dit is nie vir haar sê nie, maar ek moes daar in kry. Prys die Here. Is lekker as die familie so saam kuier, prys die Here. Halleluja. So ek wil vir julle sê baie welkom en mag julle vanmôre ontmoet in die Here. Mag julle aanraak nie. Mag jy kom tot wat jy begeer. En mag jy weet dat daar's nog meer. Jy kan. So as jy vanmôre gekom het met 'n begeerte en jy besef, wil ek jy moet besef daar's meer as dit. Moenie daar stop nie. Prys die Here. So kom ons staan. Ek het laat ek open vanmôre, dan sal ek ook afspeel Raymond vra om af te sluit. Hemelse Vader, is vir ons 'n kosbare voorreg vanmôre om net in die teenwoordigheid te kom. Dankie Here dat U dit goed gedink het om met ons vanmôre 'n afspraak te hê. Here, U met daardie verwagting is ek hier vanmôre om van U af iets te ontvang, Here. Here, ek is oop vanmôre vir dit wat U wil doen, Here. Ek is oop vanmôre vir dit wat U wil gee. Ek wil vanmôre geen beperking plaas op dit wat U wil doen, dit wat U wil bereik en dit wat U wil gee vanmôre. Nie net vir myself nie, maar vir elkeen wat vanmôre hier is en vir elkeen wat sal inluister, Here. Here, wil ek ten volle geopen wees vir die volle werking van die Heilige Gees vanmôre. Here, dat U Uself in krag en in heerlikheid sal openbaar, Here. Maar dan wil ek ook vra vanmôre, Heilige Gees, wees my ook genade, dat wanneer ek in aanbidding gaan, dat ek dit met 'n onverdeelde hart sal doen, dat ek dit in absolute toewyding sal doen. Vader, dat ons uit een stem vanmôre U lof sal besing en U sal verheerlik en dat dit vir U 'n aanneemlike, lieflike reukoffer sal wees. Ek bid vir eenheid vanmôre, dat U ons sal saamsmelt, Here. Een met mekaar en een met U, Here. En so wil ek bid vir hulle wat vanmôre nie hier is nie. Daar's baie wat vanmôre nie hier is, Here, dat U ook hulle sal ontmoet waar hulle is, Here, en hulle sal aanraak en sal seën, Here. Seën dit wat gebeur, Here, met U teenwoordigheid. Want wat sal dit wees as U nie vanmôre hier is nie? Want dit gaan oor U, Here Jesus. Alles gaan oor U. U is die bron van die lewe. Here, U is die krag daarvan. U is die heerlikheid daarvan, Here. En word U geloof en geprys. En mag ons hier oplig vanmôre, is my gebed in Jesus Christus naam. Amen en amen. Kom ons verheerlik sy naam. Prys sy naam en dit is baie maklik om moedeloos te word raak as dinge nie altyd gaan soos wat ons wil hê nie. En as dit lyk asof dinge onmoontlik is. Ek dink in daardie stadium toe Joshua met die volk daar by die Jordaan staan en hulle die beloofde land moet ingaan en hier is die stad van Jericho voor hulle. 'n Versterkte stad. Sy mure was so groot dat hulle huise in die mure ingebou het. Daar's mense wat in die muur van daai stad gebly het. So breed was dit. En hulle moes hierdie stad inval. Op baie unieke wyse. Nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees, so spreek die Here. Deur lofprysing. Want hulle moes vir 7 dae moes hulle eenmal om die stad gaan.
En wie het voorgestaan? Die voorsangers, die musikante, die shofars was voor. En op die laaste dag 7 keer. En toe hulle blaas op daardie shofars, toe val daai mure in mekaar. So as jy dan vanmôre mure nodig het, wat in mekaar moet val, bring hulle om lof en eer. En dan sê Josua vir die volk, vandag moet julle kies. Vandag moet julle kies wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Halleluja! Ek en my huis sal die Here dien. Ek en my huis sal die Here
Halleluja, prys sy naam, prys sy naam, prys sy naam. En dan, as hy vir my deurkom, en ek onthou, en ek weet hy het my nooit vergeet nie, en hy was nog altyd daar, dan laat het my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. Sy goeie tierenheid tot in ewigheid. Sy trou van geslaag tot geslaag. Christ is my everything. He is my home. Christ is my everything. Oh, precious He gave His life for me.
and you'll know him by the mirror's seat. His Hier ontmoet hulle daar 'n vertrek in Jerusalem na sy opstanding. En hulle het baie verskrik geraak en gedink dit is 'n spook, want ek dink hulle het gedink dit was 'n spook omdat hulle hom gesien het en hy veronderstel om dood te wees. En ek weet nie of hy die deur oopgemaak het, hy het dalk deur die muur gekom en by hulle en hulle het hulle dood geskrik en hy sê kyk na my merke in my hande, kyk na my voete. Maar Thomas was nie 'n maklike man. Partykeer is ons ook maar soos Thomas. En Jesus sê vir hom, gee my jou hand. Voel al die spesialiste. Ons maak vir die Here sê, my Here, my God. En Jesus sê vir hom, salig, jy glo wat jy gesien het, salig is hulle wat glo en nie gesien het. Salig is jy vanmôre. Salig is jy vanmôre, wat nie jou hand in sy wonde kan sit nie, maar salig is jy, omdat jy glo wat jy kan jou hand in sy hand sit, want hy is met jou. Toe hy sê nou, salig is ek en jy vanmôre, omdat ons glo en glo die genade van hom, wat ons siel gered het. Want as hy jou aangeraak, dan sal jy. Daar's nie 'n manier. Daar's geen manier wat iemand my kan oortuig dat hy nie kan glo nadat hy aanraak. As hy jou geraak het, dan weet jy just know. You just know. He's my rock. He's my strength. I say you are something on the field. I say you are something on the field. Oh, you got it now. I say you are
Halleluja, halleluja. Here my gebed vanmôre is nog 'n aanraking. Niet nog 'n aanraking is vir elkeen wat hier is, vir elkeen wat ingeskakel is, Here. Here, dat ons nie vanmôre uit hierdie diens uit sal stap sonder 'n aanraking. Dat ons die voorreg sal hê om in U teenwoordigheid te wees. En Here, dat ons anders hier sal uitstaan as wat ons hier ingestaan het. Dankie vir die voorreg dat ons net vir 'n kort oomblik U lof kon besing het. U naam kon verheerlik. Dan is my gebed dat U verheerlik sal word in die res van hierdie diens, Here. En Here, dat U ons sal kom ontmoet in woord. En dat die Heilige Gees die woord aan ons sal openbaar. Here, dat U my lippe sal salf om U boodskap oor te dra. En Here, dat U self die prediker vanmôre sal wees. Halleluja. Dat U sal kom doen net soos U is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. En U kan die sitplek neem. Terwyl ek myself hier reg kry, wil ek nog vra as U 'n dankbare hart het, as die Here vir U was. Hallo. Dat U dit met ons sal deel. Asseblief kom wees nie stil nie, al is dit hoe klein. Al is dit hoe niks seggend dalk vir jou nie, dit kan dalk baie groot wees vir iemand anders. Baie dankie, Pastor Raymond. Ek het vanmôre baie dankbare hart. Amen. Vir my eerste. Ek kry baie hand geraak. Prys die Here. Ek het baie dankbare hart. Dat ek vanmôre kan staan met die teenwoordigheid van die Allerheiligste. Amen. En net vanmôre kan sê dankie Here dat ek U kan ken. Dat U vir my 'n werklikheid is. Jy weet soms dink 'n mens jy stap die pad en jy's toegerus vir alles. Maar kom jou versoeking. Dan kom probeer hy sy allerbeste om 'n wig in te druk, 'n staanplekkie te kry. Maar ek dank die Here, hy is so getrou. Ons het in ons huis die afgelope week 'n omstandigheid gehad wat vir my nog 'n bietjie tot stilswyg en tot 'n prysing gebring. Ek sê Here, as hierdie goed kan gebeur, hoekom is dit asof 'n mens in 'n vertwyfeling gaan? En ek weet dit wat met my gebeur daagliks in baie huishoudings. Dat ons vir die duiwel 'n staanplek gee. En jy weet, as jy hom eers 'n staanplek gegee, word daai staanplek al groter en al groter. En terwyl ons deur hierdie verknorsing gaan, as ek dit so kan stel, in die huis. En ons besef, dis nie die Here wat ons hier gaan help. Dan kom daar die gedeelte in die Psalm binne op. As die Here vir my nie hulp was, sal my siel in stilte gaan word. As die Here my nie gaan help nie, wie gaan my help? Op die mens kan die mens nie altyd staan maak nie. Psalm 118 vers 8. Dis beter om op God te vertrou as op die mens. Maar die mens kan dit teleurstel. Dit maak nie saak wat se ou prentjie jy voorstel. As dit ek. Want jy sien, daar's een ding waarom dit gemeet moet word. Die Vader sê dit self. Dis 'n instruksie wat hy sê. Niemand kom na my toe behalwe Here Jesus. Amen. Amen. En as iemand anders dit dan nou vir jou wil kom voorhou, mag geen staanplek, mag geen voorsiening. Sny dit af. In die naam van Jesus Christus. Sny dit af. Ek dank die Here, my hart is so vol. My blydskap in die Here wat my beskikking is, dat my staan hou tot hier toe. Ek gee al die eer daarvoor. Amen. Amen.
Ek wil net sê hoe dankbaar ek is dat die Here met my was, die Heilige Gees my gesterk het. Dit was 'n baie moeilike week. En ek wil net sê dankie dat hy my bygestaan het. Amen. Dankie Jesus. Kom sê die Here 'n lofoffer. Die Here is goed. Hy is vir ons 'n skuiling. Hy is vir ons 'n rots. Hy is die anker wat ons vas. Wie kan die woord oopmaak by Matteus 5? Matteus 5, dis die eerste boek in die Nuwe Testament vir die wat dalk nie weet nie en vir die wat al vergeet het. En dis so vroeg in die boek. En terwyl jy nou soek vinnig daarna, weet jy, dan gaan dit vinnig kry. Wil ek net herhaal wat ek vanoggend gesê het, is dat ek en u die absolute voorreg deur die genade van God om sy teenwoordigheid, sy nabyheid, sy beskerming, sy seën, sy versorging, sy intieme teenwoordigheid ervaar, net soos wat Adam en Eva dit in die tuin van Eden ervaar het, omdat hy 'n God met ons is en omdat ons die tempel is van die Heilige Gees. Is hy daar en ek en jy het daardie voorreg. En as dit nie so is nie, en dit is so, en ek wil nie, jy moet vanmôre skuldig voel, en jy sit en dink, pastoor, dan, jy moet vir my bid, en ek moet hier met my kom skit, en ek wil nou in sak en as gaan, want vanmôre voel jy dalk nie so nie, en jy dink jy's alleen, ek wil vir jou sê, elke kind van die Here gaan op 'n stadium, deur in die lewe op tye, waar hy nie so die teenwoordigheid ervaar nie. En ek dink dit is dalk die kern van die boodskap vanmôre, is dat die Here eintlik vir ons 'n paar goed wil kom oopmaak, eintlik kom tools gee, dat as ek so voel, dat ek weet waar moet ek gaan kyk. Ek laat my so dink in 'n Primora advertensie. My vrou is nou al so klep. Sy weet, as sy vir my gaan, kyk, as sy nou nie self heeltemal seker is, dan is dit nou maar so, maar as sy nou weet waar die ding is, en sy stuur my, dan sê sy vir my, wat se kas om oop te maak, en wat se krake dit is, sodat ek, want ons mans, ons sien net eye level. Nou maak iemand mos vir hom koffie, en hy like sy Primora, en hy soek Primora, en hy kry nie die Primora nie. En hy is oorals te my sien hier. Roep hy vir sy vrou, waar is die Primora? Dan sê sy vir my, it's not inside, it's on top. En somtyds, wanneer ek en jy nie die nabyheid van die Here ervaar nie, wanneer ons nie die Primora kry nie, dink ek, is dit wat vanmôre wat die Here vir ons wil kom openbaar deur hierdie woord, om vir ons te vertel, waar is die Primora? It's not inside, it is on top. En ek kan vir jou sê, daai koffie was lekker. So ek dink die Here wil ons toerus, en somtyds is dit onsmaaklik, en somtyds is dit nie baie lekker nie, maar ek en jy het somtyds nodig om die waarheid te hoor. Ek en jy moet somtyds hoor, dat die probleem lê by my, en nie by God nie. Hy is daar, ek ervaar hom net nie, en die Here wil vir ons sekere goed openbaar, sodat ons dit kan toepas, en daarna kan kyk, sodat ons hom kan ervaar, want hy wil intiem met ons wees. Hy sou nie sy seun aan 'n kruis laat sterf, as hy nie saam met my wil wandel, soos wat hy saam met Adam en Eva gewandel het. Dis sy begeerte, is om saam met jou te wees. Sy begeerte is om met my en u 'n verhouding te hê. So ek het beplan eintlik net om een vers te lees, maar ek wil nie die hele gedeelte lees van hoofstuk 5, die saligsprekinge. Want hierdie hele gedeelte is geskoei op eintlik hoe my en u hart lyk. So ek gaan vir u die eerste 12 verse lees en lees dan saam met my. Matteus 5 vers 1. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het hy sy disippels na hom gekom, en ek wil net vir julle sê,
Hier is die bergpredikasie en die Here het baie goed hier gesê, waarvan die mense nie gehoor het nie. En toe hy klaar was, en hy het op 'n baie unieke wyse eindig, want hy sê al hierdie goedes en tot op hierdie stadium was hy nou betrokke net by wonderwerke en genesing en duisende het agter hom aangehardloop, maar skielik begin die Here met hulle praat en hy praat oor baie goedes oor ons karakter en ons gesindheid en oor ons harte en dan sluit hy dit af dat as ons nie met hom deel kan hê nie, as ons nie sy vlees eet en sy bloed drink nie, dit beteken as ons nie met hom gemeenskap het nie, as ons nie afslaan op wat hy hier gesê het nie, dan kan ons nie met hom deel hê nie. Toe dit te swaar vir hulle. En almal het gebly. Net die 12 het gebly. Hoor net nog 'n bietjie. Imagine this. Hy voed 5000 man vir sonder vrou en kinders. Toe maklik kon daar 1000 mense. Dis hoeveel mense daar sit. Dis 'n gemeente, hè? Julle lyk nou soos die 12 wat agtergebly het. Halleluja. Imagine om 'n gemeente te hê en diens te hou vir 20.000 mense en 19.988 van hulle loop. Ek hoop my wiskunde was net vinnig. Net 12 bly oor. Amper die kerk, ja. Dis net so. En dit openbaar iets by die mens. Omdat hulle nie met hom gemeenskap wil hê nie, omdat die woorde te swaar is. Hy was nog daar, maar hulle het wegbeweeg. En kan hulle nie sy teenwoordigheid ervaar. So ek en jy moet luister na die woorde van die Here. Kom ek en jy slaan ag vanmôre. Kom ek en jy het die gesindheid van 'n kind van die Here. Sê Here, U praat vanmôre met my. Want ek voel soms, Here, hier is die getroues, ek wil nie hierdie, maar ons almal het nodig om te hoor. Alles het dan nie vandag, en miskien môre of oormôre, miskien volgende week. Of dalk het jy vanmôre hier om te hoor, sodat jy vir iemand anders te kan vertel. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat tree, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle, wanneer die mense julle beledig en julle vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees. My kernvers is vers 8. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ek wil vir jou vanmôre sê, daar's 'n voorwaarde om God te sien, daar's 'n voorwaarde om hom te ervaar. En ek wil amper sê dat die hele saligheidsprediking lê vasgevang in vers 8. Hy wat 'n reine hart het, sal God sien. So hoe lyk my en jou hart vanmôre? Want dis waar die kern lê. So as ek en jy vanmôre nie God so ervaar, soos wat Adam en Eva ervaar het, dan beteken dit ek moet introspeksie doen. Ek moet na my hart kyk, want iets hier is nie reg nie. My hart is nie soos wat dit behoort te wees nie. En vanmôre hardloop hierdie dingetjie lekker op my ore. En ek wil vanmôre begin op 'n iets wat negatiewe noot.
6, vers 16 tot 19, openbaar God 7 dinge wat hy haat. Wat vir hom 'n gruwel is. Dit bedroef hom. En hierdie 7 goed is net blote, dis albei teenstelling van dit wat ek nou gelees het in Matteus 5. En dit is nie blote aksies nie, dis nie net goed wat ons soms doen nie. Die Here openbaar hierdie 7 dinge oor die kondisie van 'n mens se hart. As ek en jy hierdie goed in ons harte toelaat, en hierdie goed kan in verskillende vorms voorkom, maar ek wil nou nie in baie diepte daarin gaan nie. Maar as jou hart iets van hierdie goed hou, dan het ons 'n gesindheid, omdat dit vir God 'n gruwel is, omdat hy dit haat, is ek eintlik besig om hom vir my af weg te stoot, en kan ek nie sy teenwoordigheid ervaar nie. Nou ek het laas week, toe ek gepraat het oor die gees van aanstoot, het ek op 'n stadium genoem, en gesê die skrif sê, en ons het dit nou al in ons eie woorde gesê, dat die liefde vir geld is die wortel van alle kwaad, maar in 1 Timoteus 6 vers 10 sê hy, geldgierigheid is die wortel van alle ewels. En as jy net bloot aan dit dink, dan maak dit sin. Want geldgierigheid is 'n wortel. So ek kan geld, iemand wat geldgierig is, kan ek met geld omkoop om enigiets te doen. En toe sê ek, maar vir my is trots die wortel van alle kwaad. That's where it starts. Trots. Trots is nie net hoogmoed nie. Trots is nie net om myself te verhewe nie. Maar trots kan iets kleins wees, wat ek nie wil aflê nie. Wat die Here vir my openbaar, wat hy nie wil hê nie. Dit kan wees om vir iemand nie te gaan sê, ek is jammer nie. Al is 'n klein stupid ding. Of om iets nie te koop, wat die Here nie wil hê dat ek wil vra. Wat is dit? Trots. Trots is my wil, nie God se wil. En dit kan baie subtiel en baie klein wees. En dit is baie keer die grootste gevaar vir my en vir jou as kind van die Here, wat ons lewe opreg, maar as hierdie een klein dingetjie wat ek net nie van ontslaaf wil raak nie. En op die oog af is dit dalk iets ernstigs nie, dis dalk iets belangriks nie, maar dis iets wat die Here van my verwag om neer te lê. Trots het by die duiwel begin. Wat hy sê in Jesaja 14 vers 11 tot 15, hy sê, jou trots is neergewerp in die doderyk, die gedruis van jou harpe. Onder jou is wurms as 'n bed gesprei, en maaiers is jou bedekking. Hoe het jy in die hemel geval, o môre ster, seun van die dageraad? Hoe het jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word in die diepste plekke van die kuil. Die uiteinde van hoogmoed is die hel. Soms is dit dalk net 'n bietjie jaloesie. Die Here sal openbaar, maar trots kan baie subtiel wees. Die tweede, 'n leenagtige tong. Johannes 8:44, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy 'n leentaal praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. 'n leenagtige tong is aangesteek in die put van die hel. Die derde, hande wat onskuldige bloed vergiet, moord. 1 Petrus 5 vers 8, wees nigter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslik.
Die woord is op 'n plek uitdruklik en sê 'n moordenaar sal die koninkryk van God nie sien. Beteken nou almal wat 'n lewe geniet het? Nee. Moordenaars wat 'n lewe neem en nie vergifnis vra nie, wat nie tot bekering kom, wat nie restituisie maak. God kan enigiemand vergeef, maar God haat vergieting van bloed. 'n Hart. En hier begin ons nou nader kom ook aan wat in die kerk plaasvind en waaroor ek baie verlede week gepraat het. 'n Hart wat onheilsplanne beraam, 'n hart vol boosheid. En ek het goed gedink deur die Gees van die Here om die volgende skrif daar by te sit. 1 Timoteus 4 vers 1 en 2. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang deur die gefeinsheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Wanneer hy hier praat van onheilsplanne, is wanneer mense planne beraam om ander te vernietig, om ander te mislei, om ander tot 'n val te bring. Kinders sal ook hier en hy gaan op 'n ander plek ook sy voorskyn kom. Maar dis wanneer ek planne beraam, doelbewuste planne beraam om iemand anders te seer te maak. So sekere mense wat met 'n valse evangelie kom. En Paulus kom hy sê laat dit vir hulle 'n vervloeking wees. As enigiemand na jou toe kom met 'n ander evangelie, al is dit 'n engel, laat dit hom 'n vervloeking wees. En daarom is dit belangrik, kind van die Here, dat ek en jy God se woord ken. En ek laasweek ook gesê, dis onvermydelik dat die versoeking sal kom, maar weet jy nie wie die versoeking kom, want God haat 'n persoon wat doelbewus 'n ander persoon se val bereken, al is dit jou vyand. Al is dit jou vyand. Al is dit iemand wat jy te nagehoor, wat die Here verwag van ons om te vergeef. Voete wat haastig na die kwaad toe loop. Somstyds dan dink ons dis nou ons jeug van vandag. Hulle voete is haastig na die moeilikheid, na die ongeregtigheid, na die misdaad. Daarom het ek deur die Gees ook goed gedink om die volgende skrif daarby te sit. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4. Maar weet dit, dat daar in die laaste tye swaar tye sal kom, wat mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, kwaadpraters, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onpersoonlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Hierdie is mense wat agter die goddeloosheid aangaan, wat misdaad. Dis nie ons wat steel. Dis nie ons wat droog maak. Dis die ouens wat besig is om hulle besig te hou met goed wat God geen behaag in het. 'n Ou wat steel is ongelowig. Daar is nou gewoonte misdadigers, daar's ouens wat hou daarvan om geweld, hulle hou daarvan aanranding en hulle hou van al hierdie goeters, hierdie vieslike goeters, verkrachting, sodomie en al hierdie dinge. Om mense skade berokken. Hier is nie noodwendig wat die onheilsplanne beraam om mense tot val te bring. Dis net sy lewe, dis wie hy is. Want hy het nog nie by God uitgekom. Of hy vertrou God net nie genoeg om te voorsien. Valse getuienis. Hierdie loop hand aan hand met 'n hart wat onheilsplanne beraam. Dis wanneer ek nie my broer of my suster valse getuienis inbring, sodat hy onskuldig skuldig voel. Daarom sê Romeine 13 vers 9, hy sê, want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat. So as ek valse getuienis lewe, dan het ek 'n probleem, want dit word saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En wanneer ek vals teen iemand
iemand getuig, wanneer ek vals kinder oor iemand, wanneer ek iets slegs oor iemand sê, om daardie persoon tot val te bring, en my dan nog op verlekker, dan het ek nie my naaste lief nie. En as ek my naaste lief het nie, het ek ook nie God lief. En die laaste ene val eintlik daarmee in. Dit is so asof, want as hy daar sê daar 6 dinge wat God haat, nie 'n 7 wat vir hom gruwel is, want ek dink hierdie 7 was so vir die skrywer net so half 'n nagedagte vir Salomo, wat dit kom in by die ander, want hierdie is nou baie meer direk, hierdie is nou baie meer op my en jou gefokus, want hy sê om tweedrag te saai tussen broers. God haat tweedrag in die kerk. Dis hoekom ek verlede week jy so die gees van aanstoot gepraat. Ek en jy het 'n probleem as ek en jy die oorsaak is dat 2 broers of 2 susters of 'n broer en 'n suster in die gemeente tot skeuring kom. As ek en jy die wortel is van die oneenigheid, as ek en jy die wortel is van tweedrag, dit God haat dit, is vir hom 'n gruwel. Romeine 16 vers 17 en 18. Ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer is, en vermy hulle, want sulke mense dien nie ons Here Jesus nie. God sal daar openbaar dat tweedrag saai, want jy is 'n wolf in skaap. En Paulus is baie direk hier. Hy sê hy wat tweedrag aanstoot veroorsaak, hou jou oog op hom, want hulle dien nie die Here. Maar weet jy wat, daar is vir my en vir jou hoop. Want wanneer God hierdie openbaar, is dit nie om die mens te veroordeel nie. Hy doen dit sodat ek en jy kan ondersoek doen. God openbaar hierdie goed wat hy haat, nie om te veroordeel. Hy sê, maar hierdie is goed waarvan ek nie hou nie. So ek wil hê jy moet kyk na jou hart, ondersoek jou hart, kyk daarin of hierdie goed nie daar is nie, sodat jy daarvan kan ontslaa raak. Want wanneer jy daarvan ontslaa raak en jou hart rein maak, dan sal jy my sien. Maar hierdie goed weerhou jou om my te ervaar. Dit is soos 'n spieël waarin jy kyk. So hy kom nie vanmôre om te veroordeel nie, maar dat ek en jy daardeur verander kan word, dat ek en jy daardeur getransformeer kan word. Want wanneer ek en jy die trots aflê, vul hy ons hart met nederigheid. Wanneer ek en jy die leuen aflê, dan vul hy die hart met waarheid. Wanneer ek my rug draai op die goddeloosheid, dan vul hy my hart met geregtigheid. Dis nie asof hy verwag van jou om iets prys te gee nie. Hy sê gee dit prys en ek gee vir jou iets beters. En daarom is elke dag 'n geleentheid vir my en vir jou om ons eie hart te ondersoek, om te kyk, is ek nog in die wil van God? Is ek nog onderdanig of onderwerp aan sy gesag en sy heerlikheid? Daarom sê Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou hart bo alle dinge wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Nou is daar 5 dinge wat ek vanmôre gou-gou net wil met u bespreek rondom ons hart en die kondisie van ons hart en dalk miskien dinge wat ons kan doen om te help dat ons hart skoon is. Nou die eerste ding wat ek en jy mooi moet verstaan, kind van die Here. Ek praat nou met kinders van die Here. Ek is absoluut daarvan oortuig dat elkeen wat vanmôre hier sit, is wedergebore kinders van die Here. As jy nog gewederbaar is, dan moet ek en jy nou hier stop. Dan moet ons eers by die Here uitkom. Jy sien, want die ding is, ek en jy kan nie ons eie hart rein maak nie. Dis onmoontlik. So vir hom wat nog nie by die Here gekom het nie, vir hom wat nog in die wêreld is, jy moet by die Here uitkom, sodat hy jou hart kan skoonmaak. Want 'n rein hart begin
Christus. Sonder Christus kan ek en jy nie 'n rein hart hê nie. So ek en jy kan nie ons hart skoon maak. Die Here Jesus doen dit. Hy kom in 1 Korintiërs 6 vers 11, dan sê hy daar, en hy het ons gereinig, en hy het ons geheilig, en hy het ons geregverdig. Ek en jy kan dit nie doen nie. God dank dat hy deur sy bloed my hart kom skoonmaak het van al die ongeregtigheid. Want hy sê in Romeine dat terwyl ek nog gesonder was, het hy vir my gesterf. En wanneer ek hom aanneem, wanneer hy my God word, wanneer hy my verlosser word, my saligmaker, wanneer hy die Here van my lewe word, wanneer ek my hart vir hom gee, dan kom hy met sy bloed en hy was my hart silwer skoon. Want hy sê ek sal die hart van klip uithaal en vir jou 'n hart van vlees gee en ek sal my wet daarop skryf. Hy gee vir jou 'n nuwe hart. Daarom bid Dawid, hy sê, Here, skep in my 'n reine hart. So wanneer ek en jy by die Here kom, dan bid ons vir die Here en sê, Here, skep in my 'n reine hart. En dis ook iets wat ek en jy kan bid. En ons wandel met die Here, wanneer ek voel ek vaar hom nie meer. Here, kom reinig my hart, openbaar dit wat nie daar mag wees. En my hart is verseël deur die Heilige Gees. Daarom sê in Efesiërs 1 vers 13, hy sê bedroef nie die Heilige Gees nie, want in hom is ek en jy verseël tot aan die einde toe. En daarom sê Romeine vir ons, in Christus is daar geen meer veroordeling nie. Hy het die werk gedoen. Hy het dit alles gedoen om my hart skoon te maak en in hom is ek volledig. Kolossense 2 vers 10. En Here het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. In Christus het ek die volheid. Deur sy genade is ek gereinig. So 'n rein hart begin in Christus. Nie in wat ek kan doen nie, want ek kan dit nie doen. So ek wil vir jou vanmôre sê, die dag toe jy by die Here gekom het, het jy op die regte plek begin, by 'n skoon hart. Kom ons dink aan die dag, toe die Here jou gevul het met die Heilige Gees laat blydskap. Kan jy dalk vanmôre sê, was al ooit in jou lewe 'n tyd dat jy so naby aan die Here gevoel het, soos in daai oomblik? Want dit was die skoonste wat jou hart nog ooit was in daai oomblik. Maar nou loop ons mos. Jy kan mos 'n kind was en aantrek en dan as jy hom los, dan die skoonste wat jy hom kry, is jy hom in die hand gebad het en jy druk hom in die bed. Dan dink ek het 'n Jack Russell gehad. Ek sê nie gewaar oor 'n bad nie, dit het nou nie baie geplaas. Dit is baie soet gister. Maar jy moet seker maak al die dele is toe as jy uit daai bad uit. As jy daai handdoekie vanaf wegvaar, mense, dan moet dinge toe wees. Want dis skielik asof jy nou vir 'n remote control karretjie nuwe batterye ingesit het. En as die deur oop is, die eerste plek waartoe sy gaan, sy soek die eerste bobbel grond en sy gaan rol soos 'n vark in daai grond. Ek sê vir sy lyk erger dan naas wat sy gelyk het voor die Here. En so is dit soms met ons. Jy was nog nooit so skoon, jou hart was nog nooit so rein soos daardie oomblik toe jy jou hart vir die Here gegee het. En dis hoekom ek so naby was, maar soms in ons paadjie te stap, laat ons sekere dinge toe. In my gees. Dit begin in my gees, want dis wat vernuwe word. Dis die hart van my gees. Want dit werk van binne af na buite toe. So baie wil die kerk baie oor buite. Oor hoe lyk hulle buite? Oor hoe lyk hulle aangetrek? Daarom is my fokus nooit op iemand, hoe hy ryk en lyk, of hulle nog rook of drink of vloek, as ek hulle ontmoet nie. Want as ek daarmee gaan doen, dan is dit 'n valse ding. Daarom, dis hoekom Jesus, toe hy met die Fariseërs en die skrifgeleerdes gepraat het, in Matteus 23:7, toe sê julle is gewitte grafte.
Ek het 'n probleem met 'n ou wat vir my kom sê, hy's al 5 jaar 'n kind van die Here en hy rook nog. Dan moet ek sê, maar waar is die vrug? Iewers het iets nie gebeur nie. Ek het 'n probleem, met 'n gospelsanger, wat sy arms hier van die skouers af, beide arms, tot onder toegetatoe is. En nou is ek baie versigtig om nie veroordeling te raak nie, want die persoon kon die tattoos gehaat het, voor hulle tot bekering gekom het. So ek sal nie veroordeel nie, maar my vraag is, as ek dan 'n kind van die Here is, en hierdie goed het met my gebeur, dan sal ek 'n lang mens en nie 'n visiekie. Iewers dit openbaar dit met die gesindheid van die hart. Jy sien, wanneer ek praat van die uiterlike, praat ek vir die ou wat na die Here toe wil kom en vir die pasgebore babietjie wat hulp nodig het en leiding nodig het, en ek weet die Gees sal help, want niemand van ons is volmaak nie, niemand van ons doen nie foute nie, maar daar is sekere goed wat gewoontevormend is en wat deel is van die ou lewe wat afgelê moet word. En daarom is ek van binne af, en wanneer ek waarlik 'n ontmoeting met Christus het en gevul is met die Heilige Gees en die Gees kom in my en dan begin ek dit van binne af verander en skielik begin die goed van buite af afval. Daarom het sê ek het 'n probleem met oor dit jaar of 2 jaar op die pad is en daar's geen verandering nie. Dan moet ek die vraag vra, het jy werklik tot bekering gekom? Is jy werklik wederbaar? Want jy sien, die ou mens moes gesterf. Maar dit begin van binne af, dit begin by my gees. Romeine 7 vers 22, want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Ek kan nie die vlees verander nie. Dis die gees wat herlewe word en deur die gees dan begin die vlees. Ek moet die vlees, en ons gaan nou daarby kom, ek moet hom onderwerp, ek moet hom kruisig, ek kan hom nie toelaat om te maak wat hy wil nie, maar in my gees moet ek my verlustig na die wet van die Here. Want 'n rein hart is gevul met God se waarheid. Psalm 51 vers 8. God het 'n welgevalle na die binneste, na die hart. 'n rein hart is gevul met suiwer motiewe. Wat is my motief? Hoekom doen ek dinge? En as my motief nie die wil van die Here is nie, dan het ek 'n probleem. Want Spreuke 16 vers 2 sê hy toets die geeste. Hy is die een wat die niere en die harte toets. Hy is die een wat weet wat hier binne ingaan. 'n rein hart is gevul met nederigheid. Jakobus 4:10. Verneder jouself en God sal jou verhoog. En 'n rein hart is gevul met God se wil. Romeine 12 vers 2. Dat julle vernuwe sal word deur julle gemoed te verander na, sodat julle kan weet dat die volmaakte welgevallige wil van God is. So reinheid is nie 'n uiterlike godsdiens nie, maar dit is 'n innerlike transformasie. 'n rein hart is verseël deur die Heilige Gees, want met wedergeboorte is my gees, my hart met God verenig. 1 Korintiërs 6 vers 17. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Hang jy nog die Here aan? Want is verseël deur die Gees. Efesiërs 4 vers 30. Ons is verseël deur die Heilige Gees. 'n rein hart is verseker met die eenheid met God, wat Efesiërs 1 vers 10 sê, ons is een met God. Hy het alles onder hom in eenheid saamgebind. Hy het ons versoen met hom, sê Paulus in Romeine. 'n rein hart het 'n rein identiteit. Want Efesiërs 4 vers 24, ek is bekleed met Christus. En ek is vir ewig, 'n rein hart is vir ewig verbind aan Christus.
Want hy sê in Johannes 10 vers 28, ek het aan hulle die wedergeboorte geskenk en hulle sal nooit verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand uitneem. By wedergeboorte is my en jou gees reeds verbind. Maar in my vlees, hier raak ek nou tricky. Want tot op hierdie stadium het God vir ons alles gedoen. My sien, daar is 'n verantwoordelikheid op my en op jou. But the fight is real. Die battle is daar. Ek en jy is in 'n geveg. 'n Geveg om hierdie ou vlees te onderwerp. Om hierdie vlees te kry om gehoorsaam te wees. En dit begin by my hart. Ek kan nie hierdie stryd geveg as my hart nie aan die Here behoort nie. As my hart nie skoon is nie. Dis waar dit begin. Ek begin by my hart en die res van die liggaam sal volg. Want die skrif sê waarvan die hart vol is, loop die mond vol. Die skrif sê waar my skat is, daar is my hart. So hoe kan ek my vlees onderwerp? Pastoor Ruth Galvin sê ook altyd, hy sê jy kan nie op Sondag die demoon bestraf, want jy maandag weer saam speel. Jy kan dit nie doen nie. Jy sê van Maandag tot Saterdag, John het lekker saam met hierdie ouetjie, maar Sondag nou wil ek hom bestraf. Sondag wil ek nou van hom ontslae. Maar waar is my hart? En dan wonder ek hoekom ek nie die teenwoordigheid van God kan ervaar nie. Want waarmee is ek besig? Galasiërs 5 vers 16 tot 17 en vers 25 sê, maar ek sê, wandel deur die Gees en julle sal nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. As ons dan deur die Gees lewe, laat ons dan ook deur die Gees wandel. Dis 'n konstante geveg. Die vlees teen die Gees. Hebreërs 12 vers 4 sê dat ek en jy met teen bloede stryd teen die sonde. Daar's hierdie weerstand teen sonde. Ek en jy gaan gedurig veg, want ek sit met hierdie ding. Jy's nie uniek nie, jy's nie alleen, ons almal, maar ek en jy kan hom nie let go nie. Want hy het ons 'n Gees van self besig gegee. Ek kan nie toelaat nie, maar dit begin by die hart. Wat in my hart omgaan, is die wat gaan bepaal hoe hierdie geveg gaan lyk. Want it's gonna be a fight. Want hierdie vlees vir my is korrup. Dis gevul met 'n sondige natuur. Romeine 7 vers 18 sê Paulus, daar is niks goed in my vlees nie. Maar ek wil die goed doen. Hy sê in my innerlike mens, hy sê ek wil, en hier's 'n ding wat jy moet verstaan. Hier gaan oor Paulus se hart. Hy sê ek vind niks goeds in my nie, hierdie ou vlees nie. Hier's niks in goed nie, maar hier binne my hart begeer ek na die goeie. Ek sien dit net nie aan. Hy sê ook daar op 'n plek in Romeine, die goeie wat ek wil doen, die doen ek nie, en die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. As 'n konstante stryd, en ek en jy moet daarin stryd. Maar as my hart nie rein is nie, het ons 'n probleem. Dit gaan oor keuses wat ek maak. Dit gaan oor om in die waarheid te wandel. Efesiërs 5 vers 15. Wandel nougeset in wysheid. Wat is wysheid? Om die Here te dien. Dis wysheid. Die wêreld gaan vir jou 'n ander definisie gee, want hulle gaan vir jou sê wysheid is om kennis wat jy het korrek toe te pas op die regte tyd en op die regte plek. Maar ware wysheid is in vrees vir die Here, is om die Here te dien. Daarom sê Paulus hier in Efesiërs sê wandel nougeset in wysheid. God sê vir Josua,
Dit is Josua 1 vers 8 of 9 waar hy sê, as jy dan nou gesê wandel met die woorde wat ek in jou beveel, dan sal jy welgevallig wees. Dis nou my woorde. Dis om die vlees te kruisig. Dis om hom te onderwerp. En die enigste manier hoe ek en jy die vlees kan onderwerp, as ek en jy in die gees wandel. As ek en jy elke dag loop met die teenwoordigheid dat God se gees is in my, God is by my, hoe anders sou my besluite wees as ek lewe met die wete dat Jesus staan nie by my. Hy sien wat ek doen. Hy hoor wat ek sê. En hy weet wat ek dink. Hy weet wat ek beplan. Maar soms lewe ons so stout kinders wie se pa ma by die werk is en hulle gaan nie sien wat ek doen nie, so ek gaan 'n kans vat. Soms lewe kinders van die Here ook so met die idee dat die Here is nie nou by my nie. Nee, die Here is nou by broer Rudy. Hy check hom nou. So, Rudy, jy moet nou versigtig wees. Die Here is by jou, ek kan maak wat ek wil. Maar ons vergeet, hy's alomteenwoordig. Hy's alwetend. En as ek en jy die kruis, die vlees kruisig, om te weet dat Romeine 6 vers 11 sê dat ek is dood vir die sonde en ek is met Christus gekruisig. Galasiërs 2 vers 20 sê Paulus, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Romeine 13 vers 14, bekleed jou met Christus en gee geen vatplek aan die duiwel. So alhoewel ek en jy nie gemaak is deur Christus, gereinig is deur sy bloed, is daar nog steeds hierdie geveg. Daar's nog steeds hierdie stryd in my vlees, maar ek het 'n verantwoordelikheid om 'n begeerte te hê om my hart rein voor God te hou. Om nie in te gee vir dit wat die vlees wil hê. En hier's die ding, hier's die vyfde punt. As my klere gevlek is en my vrou het 'n onste manier om dit skoon te maak. Sy al elke olie kom uit. Sy vat so 'n bietjie sunlight, dishwasher. Wat jy dan skroop jy daai olie kom. Jy vry daai sunlight dishwasher mooi in. En dan laat jy droog word. Wat sy ouma. Nie surf nie, nie's ouma. Maak sy so puist. Skrap sy daai dingetjie weer. Nie ernstig nie. Dit is nie naas. Jy sal nie weet wat sy voel. As ons klere vuil is, ons sit in die wasmasjien. As ek en jy vuil is, dan bad ons. So hoe reinig ek my hart? What is the stain remover of the heart? Dis die woord van God. Dis die woord, dis die krag van die Here om 'n hart te reinig. Maar ek wil jou vanmôre sê, die woord van God is nie net die krag om 'n hart te reinig nie, maar dit is 'n beskermingsmeganisme om te verhoed dat die hart vuil raak. Daar is sekere goed wat 'n mens aan goed kan aansit. Daar's hierdie goed wat jy op jou kar se windscreen sit met so filmlaagie, as die water raak kom en rol dit so af, jy hoef nie die wipers te gebruik nie. Dis net so die woord van God is hierdie beskermingslaag oor die mens se hart om te keer dat daar goed inkom wat nie daar moet wees nie. Wat 'n skeidsmuur tussen my en God. Dit verhoed. God se woord is die krag wat verhoed dat my hart besmet raak. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees. God se woord is die geheim. Dis hoe ek wandel in die gees. Ek is in sy woord. Ek ondersoek sy woord. Ek bestudeer sy woord en ek leef sy woord. Dis een ding om dit te lees, dis 'n ander ding om dit te doen. Die woord reinig. Ek en jy moet onsself versadig met God se woord. Efesiërs 5 vers 26. Ek is geheilig, gereinig deur die waterbad van die woord.
Ek dink op 'n plek, dit is in Johannes waar hy sê, en hulle is reeds gereinig deur u woord. Wat is die woord wat die waarheid openbaar? Dis die woord wat die lig aansteek. Dis die woord wat die duisternis verdryf. Ek en jy kan nie in die woord wees en op droog maak. So as ek voel, daar's iets wat besig is in my hart op te kom wat jy al hoor nie, of dit nou teen 'n broer of 'n suster is, of teen iemand is, of verkeerde begeertes of gedagtes of wat ook al daar kan wees, wat hier opkom, hardloop na God se woord toe, naak en begin lees, begin bid, en jy sien hoe vinnig gaan hardloop weg. Daai broer wat jou so kwaad gemaak het, en hy het verkeerd opgetree, ek praat oor van laasweek oor hy gees van aanstoot, hy suster wat dit gedoen het, hulle het dit gedoen. Hardloop na God se woord toe voordat hy woede word beskik. Dis niks wat jy so kalmeer soos God se woord nie. Dit vernuwe jou gedagtes. Weer Romeine 12 vers 2. Dit bring geestelike stabiliteit, want jy's gegrond in God se waarheid. Kolossense 2 vers 6 sê, gewortel in Christus deur geloof. Dit bring geestelike groei, 2 Petrus 3 vers 18. Want dat die genade en die kennis in Christus sal toeneem. Efesiërs 4 vers 13, totdat ek en jy kom tot die volle grootte van Christus. Die antwoord vanmôre is sy woord. Ek wil jou vanmôre sê, jy het nie jou hart rein gemaak nie, hy het deur sy bloed rein gemaak. Hoe hou ek dit rein? Deur sy woord. Deur te wandel in die Gees, te wandel in sy woord. God se woord is soos daardie oond waar die silwer ingaan. Silwer is vol onreinheid en is dof en dit word in hierdie oond gesit en dit word gebak en gebak en die onreinheid val uit totdat die silversmid homself kan sien in die silwer, tot hy sy eie refleksie kan sien. Jy sien, wanneer my hart nie meer is, wanneer ek God se teenwoordigheid nie meer so ervaar nie, en daar dalk iets in my hart gekom, dan gaan ek na sy woord toe, en soveel meer tyd ek in sy woord spandeer word hierdie soos 'n oond, en die onreinheid kom uit, dit wat nie daar in my hart wees nie, haal die Here vir my uit, en hy haal dit uit, en hy maak my hart skoon, totdat ander Christus in my kan sien. Jy sien, ek sluit af, dis nie blote godsdienst nie. Dis nie iets wat indrukwekkend is nie. Reinhard is nie hierdie indrukwekkende persoonlikheid nie. Dis nie 'n valse voorgee nie. Dis nie 'n gedaante van godsaligheid nie. Dis nie dubbelhartig en gevoel met twyfel en met ongeloof nie. 'n rein hart gaan nie kompromie aan nie. 'n rein hart is nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie. 'n rein hart het beslis nie 'n afgod nie. Maar 'n rein hart is totaal uitverkoop aan Christus. God kyk nie na die uiterlike nie. Hy is nie met die hart en die niere deursoek. En dis wat hy in Dawid gesien het, ten spyte van dit wat Dawid verkeerd gedoen het. Ek wil vir jou sê, Dawid het goed gedoen wat jy dalk nie gedoen het. Dawid het oorspel gepleeg, hy het moord gepleeg. Maar ten spyte van dit alles sê God, hy's 'n man na sy hart. Want ek en jy gaan ook goed doen waarvan God nie hou nie. Maar as ek na God toe gaan en deur sy woord toelaat dat hy dit uit my uithaal, dit is wat die Here soek. Hy soek 'n hart wat nie perfek is nie. Hy soek 'n hart wat ongetwyfeld onverdeeld in hom toegewy is. Dawid se hart was nie perfek nie, maar sy hart was aan God toegewy. Is jou hart vanmôre aan die Here toegewy? 'n rein hart is 'n geopende deur na God.
gewas deur die bloed van die lam, gevul met sy woord, en wat wandel in daardie woord, en daarom sê Christus in Johannes 14 vers 21, hy sê, wie my gebooie het, en dit bewaar, dis hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief het, en ek sal hom lief het, en my aan hom openbaar. En rein hart gevul met God se woord, wat wandel in daardie woord, hy sal God sien, want Christus sal homself aan hom openbaar. Ons wil hom graag sien, en ons wil graag in sy teenwoordigheid gaan, maar wil ek en jy ons harte skoon maak? Wat is net 'n rein hart wat God sal sien? Psalm 24 vers 3 en 4 sê, wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart. So wie kan in sy teenwoordigheid ingaan? 'n rein hart. Hoe is my hart rein? Ek het my sonde uitbely. Ek het my bekeer en ek het my gevul met sy woord. Dis hoe my hart rein is, want hy het dit skoon gemaak. Hy het dit geregverdig. My hart is geregverdig. Want wat is dit wat my hart keer om in sy teenwoordigheid in te gaan? Wanneer ek nie meer die vrymoedigheid het. Jy sien, 'n onrein hart steel vrymoedigheid. Onrein hart, as 'n kind van die Here gaan my dalk nie my saligheid beroof nie, maar dit gaan my vrede beroof in sy teenwoordigheid. Maar hier is die gevaar. Hier is die gevaar. Jesus sê wel, aan hom wat 'n wedergeboorte geskenk het, sal nooit verlore gaan. Jy kan nie verlore gaan as jy geregverdig is deur Christus. Dit kan nie van jou af weggevat word. Dis die een kant wat ek met die Calviniste saamstem. Maar as 'n ander kant wat ek met die Arminiërs saamstem, is dat ek moet my hart skoon. Ek moet hom reinig. Want alhoewel ek dit nie kan verloor nie, alhoewel ek dit nie kan my weggevat om die kerk te prys, ek kan dit weggee. En as ek nie elke dag my hart ondersoek en seker te maak my hart is rein nie, en seker maak ek die vrymoedigheid om in sy teenwoordigheid te gaan nie, as ek nie in sy woord wil hê, gaan daar 'n plek kom wat my hart so besmet raak dat ek my rug op God sal draai. Dat ek my so verlekker in my sonde, dat my sonde my afgod word. So ek wil jou vanmôre waarsku, eenmal gered, altyd gered, is nie die waarheid nie. Ek kan mense 'n rad voor die oor draai. Ek kan voorgee dat ek is verskriklik godsdienstig en geestelik. Ek kan in tale praat en profeteer met 'n onrein hart. Maar ek kan God nooit bedrieg. Want hy ken die oorleg van my hart, hy ken die motiewe van my gedagtes. Die belofte is môre werklik. Reinheid bring waarheid. Reinheid bring heiligheid. En dit bring openbaring en dit bring sy teenwoordigheid. Jy sien, die skrif sê, sonder heiligmaking sal ons God nie sien. As ek nie afgesonder lewe toegewyd aan die Here het ek 'n probleem. Ek en jy moet ons hart vul met sy woord en met sy waarheid, en hy sal homself aan ons openbaar. 'n rein hart maak dat ek sy stem kan hoor. 'n rein hart maak dat ek intiem kan wandel. 'n rein hart maak dat ek sy teenwoordigheid in my lewe ervaar. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. As ek en jy verwyder voel van die Here, as ons hom nie so ervaar nie, dan is dit dalk tyd om die hart te ondersoek en te gaan kyk, is daar vanmôre iets wat die vrymoedigheid steel? Is daar iets wat ek plek gegee het, wat moet uitkom voordat dit word geskep?
So ek dink dit is vanmôre die boodskap van die Here, is dat ons elke dag selfondersoek sal doen. Sodat ons sy teenwoordigheid kan ervaar. Sodat ons hom kan ervaar, sy liefde, sy blydskap, sy vrede, sy hoop, sy krag, sy sterkte, sy oorwinning, deurbrake, wat ook al daar nodig is in sy teenwoordigheid. So kom ek en jy maak seker, ons harte is skoon. Want daardeur sal ons ook sien, sal ons ook. Hemelse Vader, baie dankie vir u kosbare woord vanmôre. Dankie dat u deur die liefde en die genade aan ons 'n spieël gegee het waarin ons kan kyk vanmôre. Om te sien, is ons harte nog rein? Is ons harte nog in dieselfde kondisie as wat dit was toe u dit gewas en gereinig het by wedergeboorte? Maar Here, dat ons môre ook weet, daar is hoop en daar is krag in u woord om te reinig. Here, om seker te maak dat ons harte nie besmet word nie, om seker te maak dat ons in die teenwoordigheid wandel. Dis tog ons begeerte, is die teenwoordigheid. Dis ons begeerte, is intieme verhouding. Here, maar die woord sê uitdruklik net 'n rein hart. Want Here, soms het ons goed toegelaat wat ons vrymoedigheid steel. Here, wil ek vanmôre vra dat U ons sal help deur die woord om dit wat nie daar is nie uit te haal en dit te verseël sodat ons nie iets daar toelaat wat daar nie moet wees nie. Sodat ons die vrymoedigheid sal hê om in die teenwoordigheid te wees. Here, maar dit is wat Adam en Eva gedoen het. Die oomblik toe hulle iets toegelaat het in hulle harte, het dit hulle vrymoedigheid gesteel en het hulle vir U weggekry. Here, mag daar niks in my hart wees wat gaan maak dat ek vir U wegkry. As daar iets is, ek wil soos Dawid bid, sê Here, deursoek, deurgrond my hart, en as daar iets is wat my sal weghou van die ewigheid af, van U teenwoordigheid, Here, openbaar dit dat dit uitkom, en dat ek daarmee deel en dit klaarmaak. Wees U die naprediker van hierdie boodskap vanmôre. In Jesus Christus naam. Amen en amen. Die Here seën u. Ek hoop hierdie boodskap het vir u iets beteken. Ons gaan dan nou die diens afsluit. Prys die Here, as die Here dit dan op u hart klem te saai vir sy koninkryk, dat u dit so sal doen. Weet u is reeds geseën. Die Here se guns is op sy kinders en mag die Here ook die sluise van die hemel vir u oopmaak. En mag u dan ook sy vrede en sy liefde ervaar, totdat ons weer by mekaar kan kom. So kom ons staan, en dan gaan ons sing, dis so heerlik om te wandel in die Heer, prys sy wonderbaar, dit is toch heerlik om te wandel met die Heer, te wandel in sy teenwoordigheid, en sy liefde, en sy genade, en dan vraag Pastor Raymond, om ons dan vir die diens af te sluit, met gebed. Onthou dan nou vanaand 6:00, dis dan nou nie diens nie. Ons hoop en vertrou en glo dat van volgende week af, is dinge weer bietjie terug na normaal. Dis
Deur sy genade het ek en jy die voorreg om in sy teenwoordigheid te wandel en om dit te ervaar. Prys die Here. Mag die Here u seën, mag hy u behoed, mag hy u bewaar, mag hy sy aangesig oor u skyn, mag hy sy sterke regterhand u ondersteun, mag hy u grondgebied vergroot, mag hy die onheil van u afweerhou, mag hy u behoed en bewaar en sy engele bevel gaan elkeen van julle om julle te beskerm en te bewaar. Baie dankie, pastoor. Wonderlike dierbare hemelse Vader, Vader van ons Here Jesus Christus.